Ons kuier vanmôre saam met Zoe in die ateljee. Ja, sy is al voorheen hier, maar ons wil haar weer hê. Ons praat oor haar nuwe liedjie Pikkewynstraat. Ek weet hoe dit klink, maar as jy in 'n sekere area in Pretoria bly, dan weet jy waar dit is. Goeiemôre. Goeiemôre, hoe gaan dit? Baie lekker jy. Ook goed, dankie. Hoe was die Paasnaweek? Kon jy asemhaal of jy hard gewerk? Nee, hard gewerk met my siel. Dis die eerste Paasnaweek wat ek nie by my familie is nie. Dis bietjie hartseer. Gomma. Waar was jy oral? Ek was by die KAK&K, dit was 'n belewenis. Oh, wow. Dit was so lekker. En toe het ek in Witbank opgetree en toe het ek gister teruggekom van Badplaas af, so na mekaar. So, maar dit is 'n blessing om so besig te kan wees. Maar mense familie hoor. Dis baie waar. Ja. Nou ons het laas jaar Oktober met jou gesels. Ja. Hoe gaan dit intussen? O, my lewe het so baie verander. Ek is Hoe so gelukkig vanuit eens keer meisies uitgekom het ek regtig is ek uiteindelik besig om te doen wat ek nog heeltyd wou doen. Jy kort mos 'n hupstootjie om bietjie by shows besig te raak en goed. So dit voel uiteindelik asof die bal aan die rol is. So ek's baie happy oor dit. Dis baie goeie nuus om dit te dink ook. Nou, is 2026 voltyds musiek wat jy het nog tot onlangs op toe so 'n bietjie gehou en ander werk ook gedoen. Kan jy nou voltyds hierdie jaar fokus op musiek? Ek kan hierdie jaar voltyds fokus op musiek. Ag, lekker. Dis goeie nuus. Dit is die fantastiese nuus ever. Ek is so happy dat ek dit kan doen. Ja, dit is letterlik dis wat ek laas gesê het is my droom vir my toekoms. So. Ja, nice. Dis cool. Nou, Zoe, ek het 'n onderhoud van jou geluister waar jy gesê het jy wil net nooit stagneer nie. Ja. As mens sê nie stagneer nie, wat beteken dit vir jou? Beteken dit om gereeld nuwe musiek vry te stel? Beteken dit klomp optredes? Beteken dit om te aanhou leer en groei as kunstenaar? Wat is stagneer vir jou? Ja, ek wil aanhou leer en groei as 'n kunstenaar. Ek meen ek wil nooit closed-minded wees tot wat kan gebeur in my toekoms nie. So ek wil net aanhou groei. Ek wil beter word in skryf. Ek wil net elke dag groei. Verstaan jy? Jy wil net beter word in die dinge wat jy liefhet. Ja. Dink jy daar's genoeg mentors en mense in die industrie om jong kunstenaars te help daarmee? Ek moet sê ek was mos gelukkig in my loopbaan om 'n klomp goeie mentors te hê. Maar ek weet nie of die storie dieselfde vir elkeen nie, maar ek hoop eendag kan ek 'n mentor wees vir 'n paar mense en hulle help. Want dit is 'n moeilike bedryf om te navigate, sorry vir Engelse woorde. Wat is so 'n advies wat jy vir iemand sal gee wat net die industrie dan betree? Ek sal sê gaan speel soveel soos wat jy kan, soos as jy 'n geleentheid kry om voor mense op te tree, gaan doen dit, ontmoet kunstenaars en of musikante en goeters, want dit is wat regtig vir my baie deure oopgemaak het, is om die bedryf is net so groot. Almal ken mekaar regtig. So as jy 'n voet in het, dan begin jy 'n klomp mense leer ken. So dis regtig gaan speel net en kry ervaring en hou aan wat jy doen. En ja, en jy gaan dit met vernet doen in die begin. So jy moet dit net weet. Dit is die moeilikste ding om te aanvaar aanvanklik, is dat jy werk nie net vir min betaling, maar soms verniet moet doen. Soms baie keer vernet, veral in die begin. Ja. Dis moeilik. Hoor hierso, ons moet 'n bietjie praat nou oor Pikkewynstraat. Ja. Die liedjie Pikkewyn, nie die plek nie, maar die liedjie. Waar kom die inspirasie vir die liedjie vandaan? Ek skryf, my wyse is Write What You Know. So Pikkewynstraat is een van my gunsteling uitkykpunte in Pretoria. En toe ek hiernatoe getrek het, het ek en my beste pel altyd soontoe gegaan. So ek het die liedjie vir hom geskryf voordat hy weggetrek het Bloemfontein toe. So dis waaroor die liedjie gaan. Ek het net soveel gelukkige ervarings daar gehad. Was dit net 'n vriend of iets meer as vriend? Net 'n vriend, maar ons kon op meer gewees het as ons wou, maar ons was nie. Okay. Ja. Is dit vir jou maklik om so oor jou eie persoonlike lewe te skryf? Ja, ek dink dit is baie makliker om oor my persoonlike lewe te skryf as om soos ietsie op te maak partykeer. En die mense se terugvoer dan, verstaan ek dink altyd as jy so iets persoonlik skryf en jy stel dit vry, dan raak mense se kommentaar dan meer aan jou of pla dit jou minder? Nee, as ek dit skryf is dit baie persoonlik vir my, want dan deel ek met die emosies, maar sodra dit uit is dit die mense se, dan is dit die publiek se, dan kan hulle dit interpreteer soos wat hulle wil. Ja. Wow. Hoor hierso, ons vra vir ons mense op sosiale media vanmôre wat hulle gunsteling paas lekker sweets. Is jy 'n paas lekker mens? Ja, ek het nou met jou gepraat hieroor, ek love daai wit eiers. Ja, ek sien jou van die harde. Ja, die harde wit eiers, dis beautiful. En dit is, ek dink dis almal se gunsteling, Ek dink ons het nou gepraat daaroor, dit is uitverkoop, niemand kan dit kry nie, dis die lekkerste ene. Zoe, wat is die lekkerste konsert wat jy al bygewoon het om te kyk?
om te kyk. Ja, as jy nou verstaan want jy gaan seker na baie jy Ja. kyk baie ander kunstenaars en hoe hulle optree en so aan. En as jy nou moet dink aan die lekkerste ene wat jy nou al self gekyk het, wat sou dit wees? Ek sal sê Afrikaans is groot. O. Dit is maar dit is baie lekker om dit te kyk want dit is 'n hele produksie. Daar's dansers en pyro en daar's soveel wat aangaan. So ek love Afrikaans is groot. Ja. As jy nou jou eie droomkonsert aan mekaar kan sit, Ja. nê? Sou dit jy alleen wees? Wie sal vir jou open? Sal daar dansers wees? Hoe sal jou droomkonsert lyk as jy nou vir ons ene moes hou? Maar ek gaan nou nie iemand kies om vir my te open nie, maar natuurlik ek sal dansers wil hê, ek sal die visuals self wil uitwerk, die beligting met mos saam met die musiek. Ja. Ja, ek sal 'n hele produksie wil opsit want jy kan ook die verhoog kies hoe die verhoog moet lyk en al. As ek daai vryheid, finansiële vryheid gehad het, ek sou dit geloof het. Ja. Is jy iemand waarvan hou om betrokke te wees by al die kreatiewe dele van jou musiek en jou musiekvideo's? Nog altyd. Dis nog altyd wie ek is. Ek is 'n baie nitty-gritty oor wat ek van hou. Ek wil want as ek ietsie uitsit, is dit my naam daaraan gekoppel. So ek wil hê dit moet presies uitkom soos wat ek dit wou gehad het. So bietjie perfeksionisties op daai. Perfectionisties beteken dat jy vertrou mense nie so maklik nie? As 'n klein bietjie, ek dink ek het 'n baie duidelike visie in my kop van hoe ek wil hê 'n ding moet lyk en dan gaan ek alles in my vermoë doen om dit so te laat uitkom. Okay. Wat is Ja. vir jou die mees spesiale oomblik as jy op verhoog is? As jy daai groot show het, party mense sê dis die applous aan die einde. Ander Ja. sê dis die stil oomblik wat jy kan voel almal is saam met jou. Wat is vir jou die special oomblik as jy op verhoog is? Ek voel partykeer as ek optredes doen dan praat ek so 'n bietjie tussenin en vertel stories oor waar ek vandaan kom en goedjies. En om te kyk en ek sien jong kinders in die crowd en die grootste ding waaroor ek altyd praat is om groot te droom. Want ek het nodig gehad om as 'n kind te hoor van iemand wat soos van 'n klein dorpie afkom en want ek het nie gedink is moontlik nie. Soos daar staan en vir jou sê, volg jou drome. Jy het net een lewe en jou lewe kan lyk presies net soos wat jy wil hê jou lewe moet lyk. Enigiets is moontlik in hierdie leeftyd. Jy kan enigiets bereik wat jy wil. So as ek op die stage staan en ek sê dit en ek kan sien hoe dit mense in mense se harte is, dit is my gunsteling gedeelte van op die verhoog. So inspireer jy dan nou die volgende jong kunstenaar van Tsanina af. Ek hoop regtig so, ja. Ek hoop so, want klein dorpies het soveel diamante daar binne. Jy moet net soek, hulle moet net reg hanteer word deur hulle lewe en ja, ek glo almal met groot droom en jou drome volg. Wat is jou visie vir 2026? Kan ons nog baie musiek verwag, interessante konserte? Ja, ek het soos hierdie jaar is vol mylpale. Ek het nou K&K gespeel. Ja. Ek speel nou Oos-Wes Tuisbes en Liefde by die Dam. Daar's nog 'n klomp in die bos. Daar's 'n klomp groot optredes hierdie jaar waarvoor ek so baie uitsien. En ek bring 'n album uit hierdie jaar. Ja? Ja, so in Oktober. Ek het nog nie presiese datum nie, maar Ja. in Oktober bring ek 'n hele album uit. Dit kan nie wag nie. Baie skryfwerk en opnames wat voor lê. Ja, baie. Baie stereotyp. Sterkte met dit. Ons kan nie wag om te hoor wat gebeur in Oktober nie en die album te sien en te luister nie. Ons gaan nou 'n bietjie na Pikkewynstraat se video kyk. Jy. Ja. So baie dankie dat jy kom kuier het vir ons op die vakansie daar. Dankie vir julle. Ek waardeer dit so baie. En gaan rus nou 'n bietjie na die besige naweek. Nou ja, daar's hy. Dis aan Zoe en hier is daai musiekvideo van haar liedjie Pikkewynstraat.